Ek groet u, dit is Sondagoggend die 15de van Junie maand. Heerlike wintersweer. En kom ons gesels oor daardie dag toe die Heilige Gees gekom het. Verlede week het ons gepraat oor die oorsprong van die Pinksterfees, wat vir Israel, die herdenking van die wet wat hy vir hulle gegee is op Sinaï, en vir die heidene, of vir die geboorte van die ewige kerk van Jesus Christus. Ons gesels vandag bietjie oor die rol wat die Heilige Gees speel in die lewe van 'n gelowige. Later daardie Sondagoggend, toe Jesus uit die graf uit opgestaan het, toe hy aan Maria Magdalena verskyn het, het hy die vertrek waar sy disippels vir agter geslote deure by mekaar was, by hulle gaan staan, vir hulle gegroet en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees, Johannes 20 vers 22. Dit word algemeen geaanvaar dat dit die dag was toe Jesus, toe die disippels weer gebore is. Jules se Bybelkommentaar sê, en ek haal aan, in allusion to God's breathing the spirit or the breath of life into man at his creation, who is the breath of God and proceeds from him, as from the Father, and who breathes upon persons in regeneration. Einde van die aanhaling. En Clark sê in sy kommentaar, just as Adam was before God breathed the quickening spirit into him, so is every human soul till it receives this inspiration. Met ander woorde die inblaas, inaseming van God se gees, van God se krag, van God se asem, God se lewe. So Jesus verduidelik hierdie wedergebore aan Nicodemus, die Fariseer, in Johannes 3 vers 5, en hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, voorwaar, neem kennis, ernstig hiervan. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God nie ingaan nie. Hierdie is die wedergeboorte experience, die geboorte van bo, born from above, ondervinding wat elke persoon deelagtig word wanneer hy sy geloof in die sterwe en opstanding van Jesus plaas en hy sy lewe aan Christus oorgee. Wat gebeur daardie oomblik wanneer die persoon sy hart vir die Here oopmaak en sê, Here, hier is ek, neem my. 2 Korintiërs 1 vers 22 sê vir ons, wat ons ook verseël het met die Gees en die Gees in ons hart gegee het. Ons verseël het en sy Gees in ons hart gegee het, verseël het, toegemaak het. Efesiërs 1 vers 13 en 14 sê, en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, tot lof van sy God se heerlikheid. Onderpand, deposito. Wat beteken dit alles? Heilige Gees is die onderpand of die deposito op die ewige lewe, totdat ons wat gekoop is met die kosbare bloed van Jesus, sy liggame, hierdie stoffelike liggaam, verander word na ons ewige, onverganklike liggaam, wanneer Jesus weer gaan verskyn. Vers 11, 1 Korintiërs 6, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas van die sonde, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig, in die naam van die Here Jesus, en deur die Gees van onze God. Vers 17, maar wie die Here aanhang, is een Gees met hom. Vers 19, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Na Jesus se opstanding, aan die einde van die 40 dae saam met sy disippels, het hy hulle opdrag gegee om na Galilea te gaan, en daar te gaan wag vir hom. En Matteus 28 vers 16 sê vir ons wat daar gebeur het, of wat daar begin gebeur het. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel, ons weet daarvan, Thomas, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,
en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Prys die Here, dit is tot in hierdie dag ook. Hierdie opdrag egter, Jesus nie bedoel om daai oomblik aan werking te tree nie. Maar daar was iets wat moes gebeur het voordat hulle dit kon uitvoer. Handelinge 1 vers 4. Toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem al weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. So wat Jesus werklik vir hulle hier gesê het is, moenie Jerusalem verlaat nie, bly hierso, moenie gaan preek nie, maar wag tot julle die Heilige Gees ontvang het. Waarom? Omdat hulle die nodige gereedskap vir die werk nodig gehad het, tools for the job. En Handelinge 1 vers 8, waar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. As een ding, wat ons nooit sonder die Heilige Gees kan doen nie. En dit is om iemand te probeer oortuig, dat hy Jesus nodig het, tot op die punt dat hy die Here sal aanneem as sy saligmaker. Dis die Heilige Gees, wat daardie oortuigingswerk doen. En dan sal mense Jesus aanneem, en dan kan die een van ons eer daarvoor vat nie, want ons het dit nie gedoen nie, die Gees van die Here het gedoen, want die eer kom die Here toe. Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, hy sal die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel, en sovoorts. Ons het in Handelinge 1 vers 8 gelees, julle sal krag ontvang. So hierdie woord krag in die Grieks is dynamis, waar die woord dynamite vandaan kom, en dit beteken die krag om verandering te bring, die krag om wonderwerke te doen, die krag om die onmoontlike te vermag. Dis die skepende krag van God, waarmee hy die Heilige Gees alles geskape het. En God gee daar die Heilige Gees aan ons, om in ons te lewe, ons te verseël. Johannes 14 vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. En verder, die Gees wat ons verander. 2 Korintiërs 3 vers 18. Terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van die heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is, as die Heilige Gees met al die woorde. Kan ons hierdie teks in die Message vertaling lees? Dis baie kosbaar. Ons lees dit van die 16de vers af, 2 Korintiërs 3. Whenever though they turn to face God as Moses did, God removes the veil and they are face to face. They suddenly recognize that God is a living, a personal presence, not a piece of chiseled stone. And when God is personally present, a living spirit, that old constricting legislation is recognized as obsolete. We're free of it. All of us, nothing between us and God, our faces shining with the brightness of His face. And so we are transfigured, much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. 'n Mens sal nooit verander word in die teenwoordigheid van 'n ander mens nie. Ons sal slegs verander word in die teenwoordigheid van God deur sy Heilige Gees. Toe Jesus op aarde was, was hy die afbeeldsel van God se heerlikheid. Hebreërs 1 vers 3 sê vir ons daai eerste deeltjie. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel is van sy wese, net dieselfde, presies so. So ons sal daardie weerkaatsing neem waar ons ook al gaan. Mense sal weet dat ons anders is. Nie omdat ons vir hulle traktaatjie gegee het nie, maar dat ons daardie traktaat geword het.
1 Tessalonisense 1 vers 5. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woorde alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, sodat julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. Die krag en die Heilige Gees gaan hand in hand. Daarsonder is daar geen krag nie, sonder die Heilige Gees geen krag nie. 1 Korintiërs 2 vers 1. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Dan praat ons ook van die salwing van die Heilige Gees. Selfs Jesus het daardie salwing nodig gehad in sy bediening. Jesus lees daar in die boek van Jesaja uit, Jesaja 61, en dan, terwyl hy hier in die tempel sit, het Lukas 4 vers 18 dit opgeteken. Hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees. En dan lees ons in Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Selfs die Ou Testament bevat profeseë oor die salwing. Jesaja 10 vers 27. En in die dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek. Dis die juk wat die vyand op jou plaas. En die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Oorals waar ons aan die Ou Testament lees van vettigheid, beteken dit die salwing. Dit is ook in die Engelse vertaling so vertaal as anointing. Stoor die salwing van die Heilige Gees breek die juk. Geen gelowige kan sonder die salwing van die Heilige Gees gaan nie. Hy kan slegs geestelik groei wanneer hy tyd spandeer in God se teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Dis daardie salwing wat hierdie wêreld vandag so baie nodig het. En ek sluit hiermee. Ek wens so ek kan u so honger maak vir die Heilige Gees, dat u dit sal najaag, dat sal begeer ten alle koste. Mag die Here u seën. Amen.